Ek wil met u praat vanmôre oor hierdie tema. Jesus is in die storm. Jesus is in die storm, en so kan ons eintlik elkeen wat die Here Jesus ken, saam met Oom Pak se lied vanmôre uitroep. Ek staan verbaas. I stand amazed dat die Here met ons bemoeienis maak, en vanmôre juis die hele boodskap gaan u sien. Ek vra hom saam met my te blaai na Matteus hoofstuk 14. Matteus hoofstuk 14, ons gaan saam lees vanaf vers 22. En wat vanmôre versoek gekom dat ons die skriflesing op die bord ook sal sit, en ek het nou nie by die liedjiebord persoon kon uitkom vanoggend nie, maar ons het hom laat hardloop voor die tyd, saam met die afkondigings en so aan, so ons sal dit ook maar so voor elke diens doen, dat jy ook sommer voor die tyd kan sien waar ons gaan lees. Ons sal probeer om dit te onthou. So, maar ons lees vanmôre saam, Matteus hoofstuk 14, vanaf vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp. En vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. Tot sover. My teksvers vanmôre is vers 25. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. Praat vanmôre met u oor hierdie gedagte. Jesus is in die storm. Laasweek Sondag het pastoor Dries met ons gepraat oor hierdie gedagte. God skud die aarde. Woensdag het hy daarby aangelas en vir ons gewys dat van aftelling na afwagting, hoe dat die profeseë in vervulling gaan en hoe dat daar spesifieke tye aangebreek het in die geskiedenis van die begin af, wat 'n aftelling aangedui het en hoe dat dit dan moet oorgaan tot 'n afwagting en hoe ons weer onsself in so 'n tyd bevind. En vanmôre wil ek ook net daarby aanlas, want my broeder en suster, is dit nie waar nie, ons as mens, die hele wêreld beleef ons vandag in 'n storm. Maar ek wil eers aan die einde van my boodskap by die algemene storm kom. Baie van u wat dalk hier sit vandag, beleef dalk 'n persoonlike storm. Nou wil ek eerstens vanmôre bietjie met u praat en sê, hoor vanmôre, Jesus is ook in jou storm. En 'n paar gedagtes met u rondom dit wissel. Ek wonder wat sou ons gedoen het as ons daar in die bootjie was en die golwe breek daar binne in die boot en die wind is teen ons en die storm woed. Ons spook al die hele nag en ons is nou maar eers in die middel van die see en Jesus het gesê ons moet oorvaar na die ander kant. Weet jy wie van die was al in 'n storm nie? Wel, ons het die laaste paar dae, seker nie regtig storms beleef nie. Nou die aand was daar 'n paar stormwinde wat sekerlik gewaai het. Maar die lug was swart van die wolke en is donker. En so is dit ook baie maal in ons lewens waar ons onsself in 'n krisistyd bevind, waar alles rondom jou so donker word, dat al wat jy kan sien is die golwe wat rondom jou breek en die wind wat teen jou is. En dis waar die disippels hulle self bevind, eintlik in 'n lewensgevaarlike situasie. Maar weet jy, my broeder en suster, op daardie stadium was Jesus op die berg besig om vir hulle te bid. En te bid, hy was besig om te bid, hy het die nag deur feitelik gebid, want die 4de nagwaak is die laaste nagwaak. Dis die nagwaak net voordat die son opkom. En Jesus is daar op die berg besig om te bid. En ek wonder of hy nie dalk ook vir hulle gebid het nie. Weet jy waar is Jesus vandag, my broeder en suster?
Hy is op die heilige berg van God, langs die troon van sy Vader, besig om vir my en u te bid. En terwyl Jesus op die berg was, Matteus se gedeelte sê dit nie vir my so mooi nie, maar my eerste punt vir môre, om vir te wys dat Jesus is ook in ons storm, is dat Jesus sien jou in jou storm. Hy sien ons in ons storms. Gaan net vir my, saam met my as die wilk in die blaai na Markus hoofstuk 6, vanaf vers 45 is die parallelle gedeelte nou net in die boek van Markus. En kyk wat sê hy in vers 48, en dit het my aangegryp, inteendeel toe ek hierdie vers lees, toe ek na 'n boodskap soek, was dit eintlik die vers wat vir my die boodskap gegee het, asof dit so uitgespring het. Vers 48 sê, en hy het gesien. Kom ons lees dit vers 47 ook. En toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see en hy alleen op die land. Hy was nog op die berg. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En dan sê hy, en omtrent die 4de nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see. Nou vra ek net my broeder en suster, as jy op die berg sit, en jy kyk oor en die wolke is donker, dis feitelik in die middel van die nag. Hoe sien jy tot in die see? Maar my broeder en suster, ons dien 'n lewende God, wat al sit hy op die berg, kon hy sien dat sy disippels sukkel in die storm, dat die wind is teen hulle, die golwe breek binne in hulle boot, en hulle sukkel om te roei. Weet jy my broeder en suster, as ek en u in 'n krisis is, en ons sukkel om te roei, ons sukkel om kop bo water te hou, is daar 'n God in die hemel wat my en u sien. Hy sien jou stryd, hy sê so mooi, hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, hy sien jou persoonlike stryd. En hy sien ook, hy's 100% bewus van jou situasie, want hy sien ook dat die wind was teen hulle. So hy sien nie net hulle persoonlike stryd nie, maar hy sien ook hulle situasie. Wat veroorsaak die stryd? Hoor vanmôre, daar's 'n God in die hemel wat op 'n heilige berg sit, wat my en u stryd en die storms van ons lewe sien en ons binne in dit sien. Hy sien dit raak, dit gaan nie by hom verby nie, my broeder en suster. As ons sy kinders is ons kosbaar vir hom. Hy het ons gekoop met die bloed van sy seun. Ons is kosbaar vir hom, hy sien ons stryd. Net 'n vraag vanmôre, my broeder en suster. Hy sien ons, maar sien jy hom in jou storm? Sien jy hom in jou storm? Weet jy, ons kyk so vas in die golwe, in die wind, soos ek nou reeds gesê het, maar my broeder en suster, ek en u moet leer, soos ek met u praat vanmôre, Jesus is in jou storm, om hom ook raak te sien. Ja, die disippels, toe Jesus al wandelende op die see na hulle toe kom, het hulle hom gesien, maar hulle het hom nie herken nie. En teen hulle was oorval van vrees. En so baie maal gebeur dit in ons lewe ook, dat die Here wel na ons toe kom, ons verstaan dit nie altyd, of die manier hoe hy na ons toe kom, die manier hoe hy ons gebede beantwoord nie. Maar hoor vanmôre, ons moet onthou, wanneer die storms woed, dat ons is in sy hand, hy is bewus van dit, en hy sal ons nie verlaat nie, hy het beloof, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie, Hebreërs 13 vers 5. So ons moet leer om hom te sien in ons storm, met die wete, maar hy sien ook my. Wat vir my so mooi skrif in Deuteronomium, hoofstuk 4, vers 29 sê, dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek, en vind, as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. My broeder en suster, as jy Jesus nie in jou storm kan sien nie, gaan soek hom, want jy sal hom vind. As jy met jou hele hart na hom toe vlug en sê, Here, ek kan U nie in hierdie storm sien nie, openbaar U self aan my, dalk soos Jakob van ouds uitroep, Here, ek sal U nie los, voordat U my geseën het nie, regtig waar om te soek met jou hele hart, dan sal jy ontdek, maar hy's daar, hy is daar. Ons moet dalk ophou kyk met menslike oë, en om in ons geestesoog raak sien, Jesus is in jou storm, hy sien jou, kyk uit vir hom en jy sal hom ook ontdek. Hy is werklik daar. Die tweede ding wat ek graag met u wil wissel, is nie net sien hy ons in ons stryd nie, my broeder en suster, ons het ook 'n God wat in ons storm na ons toe kom. Hy kom na jou toe, hy is nie een wat maar net die storm aanskou, daar uit die hemel uit of op die heilige berg, of daar waar Jesus op die berg was, het hy maar nie net daar op die berg gesit,
en gesien, die arme disippels, hulle sukkel so en mag gebid, ag Vader, help hulle tog, want hulle sukkel. Nee, hy kom na hulle toe, al wandelende op die see. Interessant dat hy nie net sê, hy het na hulle gekom op die see nie. Hoekom sê hy al wandelende? Weet jy my broeder en suster, God het 'n volmaakte tydsberekening. Wanneer God ons help, ons moenie moedeloos raak nie. Ons wil so graag hê alles moet nou onmiddellik regkom, asof ons wil hê die Here moet onmiddellik elke probleem net wegvat. Maar weet jy my broeder en suster, soms laat die Here ook storms toe in ons lewens, om ons iets te leer, om ons sterker te maak, om ons te leer om dalk op hom te vertrou. Baie keer is dalk storms wat ons in ons eie lewe bring, baie keer dalk storms wat dood eenvoudig weens die gebrokenheid van hierdie wêreld ons pad langs kom. Maar weet vanmôre dat daar's 'n God in die hemel wat ook na my en jou toe kom in jou krisis, in jou storm, in jou probleem. Hy kyk nie net uit die hoogte daarna nie, hy kom raak fisies self betrokke. Jesus kom wandel tussen daai golwe, tussen daai wind. En hy kom na sy disippels toe om hulle te help, want toe hy in die skuit klim en hy sê die Bybel het die wind gaan lê en die golwe opgehou en het stil geword. Ons God is steeds in beheer, my broeder en suster. Net as ons in Markus kyk, ons het nou Markus hoofstuk 6 gelees. Kyk wat net 'n hoofstuk of 2 terug in Markus 4. Die oomblik toe in die skuit klim, vers 39 sê, en hy het opgestaan en die wind bestraf. Dis in hierdie gedeelte waar Jesus agter in die boot gelê en slaap het. Toe was daar ook 'n storm. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? My broeder en suster, ons dien 'n God wat in beheer is van die storms. Wat mag hy daaroor? Wat waarlik vir die wind kan sê om te gaan lê. Nou wonder ek, Here, hoekom het U nie al in die eerste nag waar ek na hulle toe gegaan toe die storm dalk begin het nie? Is dit nie ook juis omdat hulle iets daaruit moes leer nie? Want hy kom al wandelende, sy tydsberekening is perfek om op die regte oomblik in te gryp en hulle storm stil te maak. Jesus kom na my en U toe in die storm, my broeder en suster, want hy is ook in my en U storm. Die vraag vanmôre is, kom ek en U na hom toe? Dit is net nie vir my, het was my so treffend toe ek dit lees. Petrus, toe hy sien is die Here en die Here sê vir hulle, moenie vrees, hier is ek. En hy sê, Here, as dit U wil is, dat ek na U toe kom. En Jesus nooi hom, kom. My broeder en suster, Jesus in ons storm, nooi ons ook om na hom toe te kom. Ons moet leer om nie Jesus ons laaste uitweg te maak nie, maar ons eerste toevlug. Wanneer jy in 'n storm sit, wanneer jy in 'n krisis sit, moenie eers na mense toe hardloop vir 'n oplossing nie. Gaan op jou knieë na 'n lewende God. Hy nooi jou, kom. Jesus self, Matteus 11, almal ken dit, vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, in terme van vandag se boodskap, almal wat swaar kry om te roei, kom na my toe, en ek sal vir julle rus gee. Ja, Jesus sal verseker na jou toe kom in jou storm. Kom ook na hom toe, vlug na hom, en jy sal agterkom, maar hy is heeltyd daar, en hy is in beheer. In die derde plek, my broeder en suster, praat Jesus ook met sy disippels in hulle storm. Dit is treffend, hy sê, vers 27 van ons geleesde gedeelte, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Dit is goed as daar 'n storm in jou lewe opkom en jy dalk onseker is waar dit vandaan kom. Om eerstens uit te vind, waarom is die storm daar? Vir die Here te vra, Here, is dit dalk 'n storm wat U gestuur het om iets in my lewe te bewerkstellig? Want jy weet, my broeder en suster, soms praat God nie net in die storm met ons nie, maar ook deur die storm. Gaan lees maar die boek Job. Job 38 vers 1 sê, en die Here God, na alles wat met Job gebeur het, na hy al sy rykdom, alles verloor het, na al sy kinders oorlede is, na hy die grootste krisisse wat enige mens seker kan deurgaan beleef het, selfs in sy eie liggaam siek geraak het.
baie maal gewens het dat hy kon sterwe. Toe die Here met hom praat, sê die Bybel, en God het Job uit 'n storm geantwoord. Toe kom die Here na Job toe in 'n storm. So soms is die storm deur God gestuur, my broeder en suster, des te meer is hy dan in daardie storm, en dis in daai storm wat hy vir my en iets wil leer. Maar dalk is die storm, soos ek ook gesê het, iets wat ons dalk oor ons eie lewe bring, deur wanbesluite, of ander situasies dalk, dit eenvoudig die sameloop van 'n gebroke wêreld. Hoor vanmôre, die Here wil ook met jou in jou storm praat. As hy sy kind is, sou hy in elk geval nie die storm toegelaat het om te kom, as dit nie in sy wil was nie. En as hy nie ook 'n doel selfs dan daarmee het, of dit aan die einde van die dag kan omswaai, om iets daardeur te bereik nie. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek. In terme van die storm waarin die wêreld homself beleef, as ons sien hoe alles agteruit gaan en die hele wêreld besig is om uitmekaar te val, want dis die einde van tyd, my broeder en suster. Des te meer moet ons ook in hierdie storm besef, ons moet goeie moed hou, want dis hy wat die aarde skud. Dis sy storm wat hy gestuur het oor hierdie wêreld. En God is besig om die dinge in plek te kry vir sy oordeel om te kom. So hou goeie moed. As jy aan hom behoort, sal ons daai oordeel vryspring. Meer daaroor by my slot. Maar hoor, my broeder en suster, die Here sê, in jou storm sal hy ook met jou praat. Vraag vanmôre, my broeder en suster, praat jy met hom in jou storm? Hy's daar. Hy wil hê ons moet ook met hom praat. Jeremia 29, jy almal ken vers 11, net 2 verse aan, vers 13 sê hy, dan sal julle my aanroep, en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en sê vers 13, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra, met julle hele hart. So, nou het ons gesien, as jy na hom soek met jou hele hart, om hom te sien, sal jy hom sien. Hier sê, as jy na my vra, sal ek jou gebed verhoor, ek sal daar wees, in jou storm. Almal van die pastoor Drie sê dit so 'n paar weke terug, dalk 'n paar maande terug oor gepreek, God se telefoonnommer, Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Sal ons ook maar leer om in die eerste plek na hom te vlug, soos ek nou gesê het, en ook soos 'n Petrus uit te roep, Here, red my, as jy in die storm is en besig om te vergaan, Here, red my uit hierdie storm, en jy sal agterkom dat die Here ook daar is, net voor dit te laat is, sal hy jou ook dadelik gryp en jou uit die water uit optrek. Roep hom aan in die dag van benoudheid. Eerste plek het ons gesien, hy sien ons in ons storm, hy is nie daarvan onbewus nie, hy kom na ons toe in ons storm, hy praat met ons in die storm, soms ook deur die storm. Ten slotte, my broeder en suster, en laastens, het jy opgemerk, dat hy in die 4de nagwaak na hulle gekom. Net voordat die son opkom, is die laaste nagwaak. Kom ons lees dit vinnig, kyk wat sê hy. Dit was ons teksvers ook, vers 25, maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En hier wil ek dit nou deurtrek na die breër prentjie, my broeder en suster, in hierdie storm. Ons bevind onsself in die 4de nagwaak, van hierdie planeet, van tyd, die 4de nagwaak, voordat die son opkom, die son van geregtigheid. Hoor vanmôre, is dit vir my ook so 'n prentjie, hierdie storm wat woed in hierdie wêreld, luister, hy is deur God gestuur, om sy oordeel oor die wêreld uit te giet, maar voordat hy sy finale oordeel uitgiet, gaan hy van ons wat hom met ons hele harte lief het, ons wat deel is van sy bruid, gaan hy die storm stil maak. Terwyl die wêreld in die storm sal vergaan, gaan hy vir ons die storm kom stil maak. Hou goeie moed, moenie vrees nie, dit is ek. En een van die dae gaan ons ook hoor, soos wat Petrus gehoor het, kom. Is dit nie wat Openbaring 4 vers 1 vir ons leer nie? Kom op hierheen. Dis die wegraping. Here, as dit U is, sê vir ons om te kom. Ons weet vanmôre, hierdie storm is van die Here. En hy is in hierdie storm. Here, as dit U is, sê vir ons om na U toe te kom. Dan gaan 'n dag aanbreek wat hy ook vir my en U gaan sê, kom op hierheen. En hy gaan die storm
stil maak. Is jy vandag in 'n storm? Sien hom. Hy is daar, hy sien jou. As jy vandag in 'n storm, hy kom na jou toe. Kom ook na hom toe. As jy vandag in 'n storm, hy praat met jou. Praat ook met hom. Laat toe dat hy in jou lewe inspraak lewer. As jy vandag in 'n storm, ons beleef almal hierdie storm. Daar gaan 'n dag kom wat hy ook in ons skuitjie gaan kom klim. En waar daai wind sal gaan lê en ons sy ewige heerlikheid en vrede sal beleef. En ook soos die disippels en soos Johannes van ouds in Openbaring voor sy voete sal neerval. Ons sal uitroep en sal sê, Here, ons Here en ons God, U is die Seun van die lewende God. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons vanmôre weer maar net opnuut na U toe kan kom. Dankie dat ons nie net hoef te hoor wat U woord sê in die Here, maar dat U ons ook die krag gee deur die Gees om daarop te reageer en regtig waar na U toe te vlug. Ook vanmôre, Here, dankie dat U ons sien in ons storms. Dankie dat U na ons toe kom. Dankie dat U iets doen daaromtrent, Here. Dankie dat U met ons is. Dat U ons nie aan onsself oorlaat nie. Dankie dat U ook met ons praat in die middel van ons storms, Here. Dankie dat ons ook weet dat selfs die storm van hierdie wêreld gaan binnekort verby wees vir ons, voordat U die finale oordeel uitgiet oor hierdie wêreld. Dankie, Here, dat ons maar net na U toe kan vlug, ook vanmôre. En ek wil bid, Here, vanmôre, as hier enige iemand in hierdie gebou sit, wat dalk 'n geweldige storm op hierdie oomblik persoonlik beleef, dat U vandag se woord 'n werklikheid in hulle lewe sal maak, dat hulle sal besef, maar Jesus is ook in my storm.